Die skrywer Carla van der Spy se nuwe boek Waar Oos en Wes ontmoet, vertel die ware verhaal van Dina Tseng en haar Taiwanese man Tommy, wat mekaar in apartheid Suid-Afrika ontmoet het. Ons het nou die voorreg om met Carla en Dina oor die besonderse storie te gesels. Oor na jou, Elsa. Baie dankie, Raas. Ja, en ek persoonlik sien baie uit na vanoggend se gesprek hieroor, want ek sit hier met 'n kopie in my hand, maar ek wil net eerstens vir julle sê baie welkom en sommer met die deur in die huis val deur te vra, Carla en Dina, hoe het julle paaie gekruis? Dit was heel interessant geweest. 'n Vriendin van haar het my gebel en gesê, hierdie vrou het 'n storie en die storie is 'n boek. Nou baie keer sê mense vir jou, jy moet 'n boek skryf oor hulle, maar elke storie is nie 'n boek nie. Maar toe het ek vir Dina ontmoet 2 dae voor haar dubbele mastektomie. En sy was so opgewek en vrolik en sy het my begin vertel van haar Taiwanese man, die Taiwanese kinders wat sy grootgemaak het en al die kanker wat sy moes oorwin. En ons het net dadelik geklik en die uitgewer het binne 5 minute die boek goedgekeur. Dina, is daar iets wat jy wil byvoeg? Ja, ek dink net ek het eintlik begin met Facebook inskrywings toe ek kanker begin kry het en dit man het so 'n bietjie gedokumenteer op my op my onnosele manier, maar dit was maar soos 'n retail therapies, was dit nou maar 'n skryftherapie. En toe mense dit nou maar raak gelees en blykbaar inspirasie daardeur gekry. En dit is toe hulle nou met Carla kontak gemaak het en toe hulle het altyd vir my gesê ek moet dit probeer in 'n boek kry, maar ek het gedink is maar 'n bietjie 'n dom idee. Maar toe ek nou vir Carla ontmoet het en toe het sy dadelik my omgepraat en ja, nou is die boek al vandag is minder as 'n jaar en die boek is nou al in sy 3de druk. En ek wil uitkom by die omslag en veral die agterkant van hierdie boek. Dis 'n verhaal van geloof, hoop en onsterflike liefde. So Carla, kan jy dalk net vir ons so 'n bietjie agtergrond gee oor Dina en Tommy se storie asseblief? Ja. Dina het voor dit sy liefdesteleurstelling gehad wat sy 14 jaar gevat het om oor te kom. En sy het ook skokterapie gekry daarvoor. En sy het verskrik, sy het 'n groot aanhang gehad. Al die mans van Newcastle wou haar uitneem en het haar uitgeneem, maar sy kon net nie van die ou vergeet nie. En sy was 'n baie goeie onderwyseres gewees. En behalwe vir die feit dat sy vir die kinders skool gegee het sy ook vir al die Taiwanesies wat Newcastle toe gekom het in daardie tyd ekstra Engelse klasse gegee. En toe het sy vir Tommy ontmoet. En Dina, miskien moet jy verder vertel wat hy vir jou gesê het, want dit was liefde met die eerste oogopslag en dit hou al 33 jaar. Nou ja, toe, wat het hy vir jou gesê? Ons het gepraat oor wat om te doen sodat sy kinders vinniger kan vorder met Engels. En toe ons buite kom, toe sê hy kan hy dalk net 'n foto neem met die kinders en myself en toe vra hy vir een van die kinders om 'n foto te neem van my en hom. En toe hy so langs my staan, toe sê hy, "You're a wild horse, but I'm going to put the saddle on your back and I'm going to marry you." Sjoe, nou daar het jy dit. En soos wat jy sê, soveel jare later. Ek wil tog vir jou vra, Dina, watter uitdagings was die moeilikste om in jou huwelik met Tommy te oorkom? Net kortliks. Okay, ek gaan vir jou sê, ek wil nie sê as 'n Taiwanese nie. Maar ons het daaroor gepraat. Ja. Ek dink in kulture is dit definitief, ek het net gesê my geloof en my taal is vir my belangrik en daai kan ek nie opgee nie. Dit is al wat moet bly. Maar enige ander opofferings is vir my fyn en hy was nie gepla oor die taal of die geloof nie, want hy was op daai stadium hy is glad nie 'n boeddhis nie, maar hy kom uit 'n boeddhistiese agtergrond. So daai was nie vir hom van belang nie. Maar wat ek wel sê is dat mense selfs as jy met jou eie kultuur trou, is daar opofferings. So vandag eet ek met stokkies en hy eet met mes en vork. Maar so ek dink as jy met enige iemand trou, is daar jy moet goed opgee en die ander persoon moet goed opgee. Soos Tommy
een ding wat ek het, jy moenie vir hom sê, hoor ek wil vir jou iets vertel, maar jy mag dit nie vir iemand vertel nie. Ja. Dan sê hy nee. Dit wat ek weet moet ek kan vertel. So as ek iets nie moet oorvertel nie, moet dit nie vir my vertel nie. Ja. So ek dink dit kan mos nou met my eie kultuur, hou nie van 'n skinder nie. So dit kan mos met my eie kultuur ook gebeur. Ja. So ek dink dit is regtig net dit is nie regtig 'n kultuurding nie. Ek dink dit is 'n adjustment in 'n huwelik. Ja. So toe ek net my taal en my kerk kon behou, toe was ek happy en ek maak adjustments en hy maak adjustments. En ek bedoel iets soos geloof en kultuur is prominente pilare dink ek waarop hierdie boek gebaseer is. Ons het net 'n paar sekondes oor, so net vinnig, watter boodskap wil jy by mense tuisbring, lesers, en waar kan ons die boek in die hande kry? Ja, die boodskap wat ek wil tuisbring is dat sy's so positief oor alles. Ek bedoel sy's nou vir die 4de keer met kanker gediagnoseer, maar sy leef so in die oomblik. Jy weet sy geniet elke oomblik. Wanneer sy kan, is dit cappuccino, nie met foam nie, met room en lekker stukke koek en uitgaan, en sy hou van mense om haar. En ek dink dit is 'n wonderlike boodskap, want niemand weet hoe terminaal ons is nie. En sy leef net elke dag voluit. Nou die tyd het ons ongelukkig ingehaal, maar jy kan ingeskakel bly want die program is nog nie klaar nie. Net hierna gesels ons met Caroline Grace.